Goeiemôre. Baie welkom almal. En ook daar almal van Huis Teresa, baie welkom vir julle ook. En as daar enige besoekers is daar besoekers vanoggend? Daar oom Ryke, sieso sy besoek ons vanoggend. Nog iemand? Daar nuwe intrekkers? Nee. OK. Goed, baie welkom almal by vanoggend se erediens. Ek wil net ook sê, as enigiemand wil hê ek moet 'n draaitjie by julle maak, ek probeer net maar by soveel moontlik mense uitkom, en as jy die behoefte het dat ek by jou 'n draai maak, of as jy by my wil kom kuier, is julle welkom om my te kontak. My nommer is hier op die eerste bladsy van die blaadjie. Vanoggend is daar geen katekese en ook geen koffie na die tyd nie. Maar die deurkollekte gaan aan Hartswater gemeentebediening. Dinsdag 10:00 Bybelstudie en dan 2:00 tot 6:00 hier in die saal is die bloedbank hierso vir die van julle wat wil bloed skenk. Hannelie, is dit Legrandsie? Hoe spreek mense dit uit? Is dit Legrandsie? Okay, Hannelie, is jy hierso? Nee. Miskien daar by Huis Teresa, ek is seker nie. Janet Nel en Hannie Nel. Nie? OK. Hulle Hannie word 83 en Janet 92 en Hannie Nel word dan ook 82. Is daar kinders wat verjaar vanoggend? Of wat in hierdie week verjaar? Nee. OK. Alraai, ook die kindertjies nie. Goed. Laat ons kyk. Net iets wat ons moet onthou. By die Lief en Leed, Vrydag die 14de November, 2:00, is dan die eens van die kerk se begrafnis. En is Vrydag 2:00. En dan in die binnekantste blaadjie, daar sal jy sien is 'n lys met verblyf as pasiënte Bloemfontein toe gaan en jy soek blyplek vir die tydperk. Daar is 'n lys van tye of plekke. En dan Hartswater se Kersangdiens die 7de Desember 7:00 die aand, en dan ook heel onder gaan julle sien ons het 'n predikant wat die woord bedien aan Tswana sprekende mense, Tsepo Badenhorst. Ek weet nie, julle het seker gesien ons het fotootjies opgeset van hom in die week, en hy bedien by die skole en by van die plase en so aan en fabrieke. En as daar iemand is wat wil hê ons moet daar bedien by julle werkers of waar ook al, dan kan jy net vir Sandy daar, waar Sandy daar, so Sandy, net vir Sandy kontak, sy sal dan vir Tsepo laat weet, dan kan julle die nodige reëlings maak. Kan almal my duidelik hoor? Daar agter, bo, kan julle hoor? Die kind ook? OK. Ons weet ons het so op hierdie stadium ons 'n bietjie van 'n uitdaging met die mikrofoon, maar ons is besig om te kyk wat is die probleem, en is dit net ek, of is dit die mikrofoon, of is dit die ore, of wat is dit? So ons kyk daarna. Goed, op daardie noot, kom ons word 'n oomblik net stil. Julle sou sien, ons het gesê, ons lees vandag Jeremia 29 vers 1 tot 14, maar ek het nou intussen besluit, ons gaan net die eerste 7 verse lees, en daar is 'n rede ook daarvoor, by Jeremia 29 vers 1 tot 7. Maar voor ons begin, kom ons word stil. Ons fokus ons gedagtes op die Here. Ek wil vra dat jy vanoggend oopstel vir die werk van die Heilige Gees en bereid sou wees om die woord te ontvang en ook in jou lewe toe te pas. Juig tot eer van God, almal op aarde. Sing tot roem van sy naam. Gee hom die eer wat hom toekom. Hy het die see in 'n droë land verander en sy volk het droogvoets deur die rivier getrek. Prys ons God alle volke. Laat sy lof weer klink. Dit is hy wat ons lewe gee. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here en die Heerser oor die heelal,
van Jesus Christus, sy Seun, die Koning van alle konings, en van die Heilige Gees, wat ons lei in sy volle waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Genadige en almagtige God, ons erken U as die enigste lewende God, wat by magte is om te doen net wat U wil is. En vanoggend wanneer ons hier kom, Here, wil ons vra dat waar ons U woord hoor, dat die Gees ook in ons harte en ons gedagtes sal werk, dat ons U woord kan hoor en sal ag gee daarop. En ek vra ook dat U vir my sal lei, dat die Gees my mond sal lei, dat ek dit wat ek sê, praat tot verheerliking van die naam, en dat daar enige valshede en enige verkeerdhede, dat U my daarteen ook beskerm en ook die gemeente. Mag ons vanoggend U naam verheerlik. Amen. Nou, ek was nie seker of ons 'n kindermoment moet hê vanoggend of gaan hê vanoggend nie, want ek het nie geweet of die kindertjies gaan wees nie, maar hier is heel wat kinders. Wil julle vorentoe kom? Waar is hulle nou? Daarbo? Wil julle afkom? Wil julle vorentoe kom? Ja, hoekom lyk julle of julle kom? As jy kom, gaan die ander ook kom. As hy. Nou kyk, ek het laas het ek nou soets vergeet, né? Maar nou, ek het nou vir julle, hier is nou verskillende goed hierin. Maar ek moet net vir my kindertjies elkeen 2 pakkies huis toe vat, hoor. So julle moet nie almal vat nie. OK, is dit reg? OK. Ek wil hê jy draai gou om. Draai om en kyk julle vir die mense en ek wil hê die kort is. Né? Gaan jy op die stoel staan? Wag, nee, ons gaan nie op die tafel staan. Gaan jy op die stoel staan? Kom staan gou hierso. Kom hierso. Gaan jy hierso staan? Ek gaan nie by jou staan, jy sal nie afval nie. En nog, waar is hierso ook? Ja, kom staan. Gaan jy ook kom aan my? Aan my? Nee, kan jy bietjie kom? Gaan jy kom staan op die stoel? Want ek wil julle my mense sien. Gaan jy kom? Kom net vinnig, ons gaan vinnig wees. Kyk, kan julle ander mense sien? Kom staan hier so ook hier by. Staan so, dan moet julle na die mense toe kyk. Kom maar jy ook. Daar is hy. OK. Kyk gou vir die mense. Alraai, kan julle al die mense sien? Is julle nie te kort nie? OK. Wat sien julle as julle vir hierdie mense sien? Slim mense? Ja. Mense wat goed kan doen, gedoen kan kry, né? Sien julle kinders van God? Ja. As jy nou so kyk en jy sê jy sien kinders van God, het God hulle geroep? Het God hulle gestuur? Is dit? Dink julle so, né? Geweet nou wil ek julle vra, kyk gou vir hierdie kindertjies. Wat sien julle? Pragtige kinders. Met baie potensiaal, né? Sien julle dit? Kinders van God, né? Ja. En as jy kind van God is, wat het ons dan gesê? Dan het God julle geroep. Nee, so julle het 'n taak om te gaan doen. OK. So as ons kyk na hierdie kinders, dan sien ons kinders wat die wêreld vorentoe kan verander. En as ons kyk na julle, dan sien ons groot mense wat die wêreld kan verander. Nee, stem julle saam? Want ons is geroep ook daartoe. OK, so hoe gaan ons die wêreld verander? Hoe gaan ons die wêreld verander? Wat het die Here vir jou gegee? 'n Mond? Net so jy kan vertel van hom? Net stem jy saam? Jy kan vir mense vertel van Jesus en vir jou? Yes, ons kan vir iemand help, né, met ons hande. En hy het gesê as hy seer gekry het met ons hart, né? Ja, met ons hart, met wat nog? Ons oë
Nee, ons kan sien as daar iets fout is in die wêreld. Nee, wat doen ons dan? Dan werk ons daaraan, nee. Nie net onsself nie, aan dit wat in die wêreld fout is. En ons voete, nee, hoekom ons voete? Om die Here te volg, ja. OK, so, vanoggend wil ek hê julle moet almal besef dat God het julle geroep met 'n spesiale taak, né? En hy het vir jou alles gegee wat jy nodig het. Breins, 'n mond, hande, oë, stem julle saam. OK, wat gaan ons doen daarmee? Kom ek wil net gou hierdie 3 afhaal. Jy is dus, kan ek jou afhaal? Mag ek jou optel? Mag jy net so optel? Dit is 'n bietjie awkward so, maar OK, kan ek jou ook afhaal? Sê. Alright. Kom ons staan so weer in 'n sirkeltjie en gaan ons bid. Is daar iemand wat vir ons wil bid vanoggend? Een van julle wat vir ons wil bid? Nee. Iemand in die kerk wat vir ons wil bid vir die kinders? Iemand wat bereid is sommer net daar waar jy sit? Nee. OK, kom ons staan so by mekaar en gaan ek vir ons bid. Kom. Julle arms om mekaar sit. Of julle hande vashou. Armpjes om mekaar sit. OK. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons dankie dat ons so by mekaar is as u kerk, as u kinders en dat u elkeen van ons liefhet en elkeen van ons geroep het. Ons vra Here dat hierdie klomp kindertjies wat hier is, dat die potensiaal wat u in hulle gesit het, dat hulle dit self sou raak sien, hulle ouers, hulle onderwysers, ouma en oupa, dat hierdie potensiaal en dit wat u elkeen van hulle geroep het, dat ons dit sal sien en sal bewus word daarvan en dat ons sal werk om u koninkryk te bou en u naam te verheerlik. Amen. OK, wil dis chippy sê. OK, ek weet nie of mag julle dit in die kerk eet nie. So julle maar net vat, dan gaan julle maar by die huis eet. Of julle honger. Is julle honger? Klaar. Ek weet nie vir wie moet ons vra vir Jan. Mag hulle nie in die kerk eet nie. Mag hulle in die kerk eet. OK, oom Jan sê julle mag maar in die kerk eet. OK. Jy kan ja. Ek moet net 4 pakkies oor hê, dis al. Almal gekry? Wil jy iets anders hê? OK. Sorry. Goed, ons gaan lees uit Jeremia 29. Daar sal julle sien Jeremia se brief aan die ballinge. En ons gaan net die eerste 7 verse lees. Julle is welkom om die res van die gedeelte by die huis te lees. Julle sal sien tot in vers 3. So die helfte van die gedeelte vanoggend gaan oor die tyd wanneer hierdie brief geskryf is. En dit is nogal belangrik om te sien. Julle gaan nou sal julle verstaan hoekom die tyd waarin Jeremia die brief geskryf het belangrik is. Wag ons nog vir iemand, almal reg? Kan ons lees? OK, Jeremia 29 daar van vers 11 af. Dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die res van die oudstes in ballingskap en na die priesters, die profete en die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel, nadat koning Jegonja, die koning Hingmoeder en die enigs, die hoë amptenare van Juda en Jerusalem, die vakmanne en die metaalwerkers reeds uit Jerusalem vertrek het, deur bemiddeling van Elasa, seun van Safan, en Gemaria, seun van Gilkia, hulle wat deur Sedekia, koning van Juda, na Babel, na Nebukadneser, die koning van Babylonië, gestuur is. So sê die Here, die heerser oor alle magte, die God van Israel, aan die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bouhuise, bewoon dit, planttuine,
plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan het en bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Ons gaan nou maar daar stop. Julle kan die res van die gedeelte, dit gaan so 'n bietjie oor klomp valse profete en die misleiding en so aan, en dan daai bekende vers, Jeremia vers 29 vers 11, wat sê, ek ken die planne wat ek vir julle het, sê die Here, planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Ons ken hom ons baie goed. Wat ons nie so baie goed ken nie, is wanneer hy so 'n bietjie verder gaan, dan sê hy, soek my met jou hele hart en dan sal jy my vind. Nee, so ons hou van die belofte, maar die vereiste om die Here te soek, daai gedeelte los ons op 'n tydjie uit. Nou in 1963 in Amerika was daar hoe noem hulle dit, segregation. Maar segregation is eintlik maar niks anders as wat apartheid was hier by ons nie, né? Dit was ook maar 'n apartheid daar in Amerika, en daar was 'n burgerregte aktivis en 'n predikant wat opgestaan het, en hy het gekyk na dit wat in die omgewing aan die gang is en dit wat in die land aan die gang is, en toe het hy begin om daarteen te praat. As 'n groot ding was dat daar nie hoop is in die samelewing nie, en mense het verval in wanhoop en dat hulle moedeloos is, en hy het probeer om 'n visie vir hoop te skep. Weet julle van wie ek praat? Martin, wat is wat jy wou sê? Martin Luther King, nee, met daai baie bekende toespraak, I have a dream. Ken julle dit? Het julle hom al gehoor? I have a dream. Nou, ek het nou die laaste paar weke, het ek nou met 'n paar mense 'n bietjie gesels, en of kom ek sê net eers dit voor ek begin. Op 'n Sondag, my boodskap wat ek met julle deel, is gewoonlik maar iets wat ek in die week beleef, iets wat ek gesien het, iets wat ek hoor, iets waarbinne ek die Here self beleef. Partykeer dan sal dit nou met die leesrooster wees, maar meeste van die tyd is dit goed wat ek rondom my gesien het en ervaar het die week. En hierdie week is nou baie so. Die laaste, ek dink is nou 4 weke, né, het ek met baie mense in die gemeente ontmoet, in die gemeenskap ontmoet. Ek het gewone lidmate ontmoet, bejaardes, ek het bedieningsleiers ontmoet, ek het leiers in die gemeenskap ontmoet, by die Bybelstudie het ons gepraat, en daar's 'n paar dinge wat vorentoe gekom het, en dit is die gevoel dat daar 'n probleem is in die dorp. Op verskeie velde, daar is 'n gevoel dat ons iets gaan moet doen. Ek weet of julle dalk dieselfde gevoel het nie. En nou Dinsdag by die Bybelstudie toe praat een van die tannies daar van die Bybelstudie noem toe hierdie teks, en dit tref my toe dat die teks is presies dit wat ek hoor en dit wat ek voel en dit wat ek wou deel, en daarom het ek sommer besluit om by hierdie teks te bly ook. Dinsdag, Woensdagmiddag was ek en Chantal na The Bridge toe. Sy het my daar gewys wat by The Bridge in die gang is, en ook na Living Waters Ministries. Ons het daar met die mense gepraat. Ek was Dinsdagoggend saam met Tsepo Badenhorst. Weet nie of julle weet wie hy is nie. Daar by die Bybelkiosk, en ek het daar 'n bietjie by hom gestaan, en hy het die opmerking gemaak dat mense desperaat is, dat daar kommer is onder die mense, dat daar spanning is, en Chantal het ook gesê dat daar 'n gevoel van moedeloosheid, en dit is nogal wat ek gehoor het in die gemeenskap hierdie laaste paar weke, is mense wat bekommerd is oor 'n klomp dinge, nee, van ons kinders tot ons bejaardes, verskillende areas in die gemeenskap. En as jy hierdie teks gaan lees, dan sien ons 'n teks of 'n boodskap vir 'n groep mense wat baie bekommerd is. Ek weet nie hoe goed julle die geskiedenis ken van Jeremia en die ballingskap nie.
So, ek kan nou nie presiese datums onthou nie, so 700 voor Christus. Daardie stadium was Israel klaar gedeel in 2 ryke, die Noordryk wat uit 10 stamme bestaan het en dan die Suidryk wat uit 2 stamme bestaan het. Toe kom Assirië, hulle val die Noordryk aan, verslaan die Noordryk en voer die mense as ballinge, as gevangenes weg. Nou, hulle verdwyn so 'n soort van uit die, nie soort van nie, hulle verdwyn uit die geskiedenis uit. Hulle kom nooit weer terug nie, ons weet nie wat van hulle geword het nie. Daar's geen rekord van die noordelike 10 stamme nie. Hulle het heeltemal verdwyn. Die Suidryk het nog oorgebly en so 580 daar rond voor Christus, toe is Babylonië die wêreldmag en hulle het toe Jerusalem omring, Jerusalem aangeval, die stad tot op die grond afgebreek, die tempel afgebreek en die bevolking van Jerusalem as ballinge, gevangenes, weggevat na Babylonië toe. Nou, hierdie wegvoer, die deportasie van die mense, was daar 3 van. Oor 'n tydperk van 15 jaar was daar nog 2 gewees. Nou, dit is waar die datum van hierdie teks belangrik is, want toe Jeremia hierdie brief skryf aan die volk, was tussen die eerste en die tweede deportasie. Okay, so daar's al reeds 'n klomp mense gevat as gevangenes. Jeremia skryf hierdie brief en toe kom daar 'n tweede groep en toe later kom daar ook 'n derde groep. Nou moet ons verstaan, in die begin van die boek Jeremia roep God vir Jeremia en hy gee vir Jeremia 'n opdrag. Hy sê, Jeremia, jy moet gaan en jy moet ontwortel. Jy moet uitblik, jy moet vernietig. Jou opdrag is om uit te ruk wat daar is. Nou gaan Jeremia na die volk toe en hy begin vir hulle vertel, julle oortree die wet van God, julle oortree die wil van God, julle leef nie soos God wil nie. En dit lei tot 'n straf. Nou natuurlik, soos wat Jeremia nou die straf aankondig, sê hy vir hulle, maar as julle wegdraai, dan sal God afsien van sy straf. As julle wegdraai van julle sondes, as julle terugdraai na God toe, dan sal God dit wat hy beplan om te doen, nie doen nie. Nou ons weet toe nou wat gebeur het, nee, hulle het nie geluister nie. Hulle is toe nou verslaan en hulle is as gevangene deurgevat na Babylonië toe en die groot probleem draai rondom die tempel wat vernietig is. Die tempel was die huis van die Here. Daar waar die Here se teenwoordigheid op die aarde is. Toe die tempel vernietig word, toe sit die volk met 'n groot probleem, want waar bly God? Waar is God nou op die aarde? Sy huis is vernietig, daar is nie 'n plek vir hom nie. Waar is hy onder ons? Nou word hulle gevat as gevangenes na 'n vreemde land toe waar hulle heeltemal ander kultuur, 'n ander manier van doen. Nou bly hulle daar, ver van hulle eie land af, ver van hulle eie mense af, ver van hulle God af. En dis waar die volk begin val in wanhoop. Waar hulle begin wonder, wat nou? Waar is God? Leef God nog? Die antieke wêreld het geglo dat gode ook kan sterf. So een van die vrae was, is God nie dood nie? Die reaksie was toe dat 'n klomp profete begin onder die volk werk het. En hulle het vir die volk gesê, moenie worry nie man, hierdie is 'n korttermyn ding. 2 jaar, dan is ons terug in ons land. Die Here gaan ons hier uitbring, maar jy moet nou iets doen. As jy wil vrykom van hierdie Babyloniërs, dan moet jy in opstand kom. Ons moet 'n revolusie hê. Ons moet dit moeilik maak vir hierdie manne. Ons moet dit vir hulle ondraaglik maak. En dan kom Jeremia en hy sê, nee, wag so 'n bietjie. Dis nie boodskap van die Here nie. Die boodskap van die Here is dat jy jou maar hier moet gemaklik maak. Jy moet vir jou lekker rig vir jou plekkie hier in. Want jy gaan 'n tyd hier wees. Ons weet hulle was uiteindelik vir 70 jaar in Babylonië in ballingskap. So dit was so wat 3 generasies wat daar gebore is. En Jeremia se boodskap is: bou vir julle huise. Trek in, vestig. Jy gaan 'n rukkie hier wees. Plant vir julle wingerde aan, plant vir julle wat ook al jy nodig het vir kos, want jy moet vir jouself voorsien vorentoe. En dan sê hy vir hulle, maar kry kinders. Nee? Laat julle kinders trou, laat julle kinders kry. Jeremia sê vir hulle om 'n fondasie te lê vir hulle toekoms. Want dit waarbinne hulle is, gaan hulle 'n rukkie in wees,
maar God los hulle nie daar nie. Hy sê God is op pad met ons. Ons hoef nie moedeloos te wees nie. Ek ken mense wat gesê het hulle gaan nie kinders kry nie en hulle wil nie kinders hê nie want hulle wil nie kinders in hierdie wêreld inbring nie. So hulle kyk hoe lyk die wêreld. Hulle dink nie is 'n plek waar kinders moet groot word nie. En ek kan die argument daar verstaan en ek kan dink dat die volk, die Jode dalk so gevoel het daar in ballingskap ook, maar God sê vir hulle plant en bou en kry kinders en leef vir die toekoms. Lê die fondasie vir julle toekoms, want alles is nie verlore nie. En dan kom hy met is 'n bietjie van 'n hou amper onder die belt. Waar die ander ouens net vir hulle sê maar jy moet nou 'n bietjie in opstand wees, jy moet moeilik wees. Jeremia sê vir hulle nee, moenie dit doen nie. Hy sê werk vir die sukses van hierdie land, van hierdie stad. Hy sê doen wat jy kan dat dit kan goed gaan in hierdie stad. Hy sê want as dit goed gaan hier, gaan dit goed met jou. Nee, die opdrag is daar waar hulle is in hierdie moeilike omstandighede, hierdie moeilike land waar hulle hopeloos is, sê hy vir hulle bou nou aan iets. Vestig julle, né? Hier waar jy is, werk vir hier. En die week toe ons so praat en ek luister na wat mense sê en die laaste paar weke is dit nogal 'n vraag vir my ook rondom my bediening. Waar sien ek my en waar glo ek die Here roep my? En dit is ook iets wat ek glo die Here roep die gemeente. En dit is om te bou, om hier te wees, om te plant, om kinders te kry, om te belê in die toekoms hier. Want God is nie klaar met ons nie. Hy is nie klaar met die mense nie. Hy is nie klaar met Hartswater of die gemeente of die skole. En as ek luister, dan hoor ek verskillende velde, né? Mense wat praat oor die bekommernis oor bejaardes. Bejaardes wat eensaam is, wat alleen is, van die bejaardes wat sê maar hulle voel die gemeente vergeet van bejaardes, die gemeenskap vergeet van bejaardes, amper asof hulle eenkant toe geskei word. Ons hoor van bekommernis oor jong mense. As ek moet hierdie jong mense hier voor laat staan dat ons kan sien God het 'n pad met hulle. God is iewers heen op pad. Net vir hierdie jong mense moet verstaan, jong gesinne, ek's baie jong gesinne hier. Nee, God is op pad met ons iewers heen. Nee? En nou ons hoor die bekommernisse, ons hoor die bekommernisse oor die skole, binne in die skole, binne in die gemeenskap, dinge waarmee kinders worstel. Ons hoor bekommernisse oor die gemeenskap, oor ons families, oor ons gesinne, oor die druk wat daar op gesinne is, ekonomies en geestelike welstand. Ons sien bekommernisse oor die gemeenskappe rondom ons. En toe ons daar was, mense wat swaar kry, armoede, desperaatheid, mense wat nie hulpbronne het nie, die uitdagings van hierdie gemeenskappe ook. En dan moet ons onsself vra, waar pas ons in binne in al hierdie bekommernisse? Wat moet ons dan doen? Ons het by die ringsitting, ons het die brief wat ons gelees het oor die ringsitting, het ons ook gesê dat ons stel op met die mense wat uit die verskillende gemeentes uit bymekaar is, dat die gemeentes bekommerd is oor gesinne, oor gesinslewe en dat gesinsbediening daarom vir ons 'n prioriteit is. Miskien moet ek so vra, miskien jy hoef jou hand op te steek, maar is jy bekommerd oor jou kinders se toekoms? As jy wil, kan jy jou hand opsteek. Okay, daar is jy bekommerd oor jou toekoms? Nee. Ek 'n verkeerde boodskap hier vanoggend. Praat om 'n verkeerde groep. Is jy bekommerd oor die skole en die kinders in die skole? Okay. Bekommerd oor ons bejaardes? Is mense bekommerd oor die gemeenskap en die verval van die gemeenskap? As ek nou met my kinders, miskien ook, ek weet nie, omdat ons van die stad afkom, was ek
Ek was ook op 'n stadium, weet nie seker gewees, wil ek kinders hê of wil ek nie kinders hê nie. En Max het toe my nou oortuig dat ons wil. En toe het ons nou kinders. Maar daar is maar bekommernisse wat jy het oor jou kinders. En die eerste paar jaar is dit maar baie oor hulle gesondheid en oor wat van hulle gaan word. So ek dink miskien dat jy verskillende bekommernisse in verskillende tye van jou lewe. Maar ek is bekommerd oor gesinne en gesinne in die gemeente en gesinne in die gemeenskap, want die gesondheid van die gemeenskap word sigbaar wanneer ons gesinne gesond is, as dit sin maak. As ons gesinne goed is en as ons gesinne gesond is en as kinders in goeie huise groot word, dra daai oor na die gemeenskap toe, sê jy nie sê nie. So as ons in die gemeenskap goed sien wat ons pla, dan moet ons heel eers kyk na waar is die eerste, kom ons sê maar linie. Nee, dis in ons gesinne. En dit maak my bekommerd van die gemeenskap ook, want al gaan dit dalk met jou gesin goed, as dit nie goed gaan in die gemeenskap nie, het dit 'n invloed op jou en jou man en op jou kinders. Jou kinders word blootgestel aan goed wat jy dalk nie wil hê hulle moet blootgestel word nie, waaraan jy dalk nooit blootgestel was nie. Dinge goed wat kinders deesdae praat, het ek nie eers geweet toe ek matriek was nie. Nee, ek was bietjie agter. Maar daar's 'n klomp goed waarmee kinders besig is en blootgestel is, wat anders is as toe hulle ouers hulle ouderdom was. Nee. En dit sit geweldige druk op ons families en op ons gesinne. Maar nou is die vraag, en ek het gevra, waar is jou passie? Nee, in die video. Waar is jou passie? Ek dink heel eers moet ons vra, het ons 'n passie vir God? Soos jy sê, het ek 'n passie vir die Here? Hoe het oom nou gesê? 'n ywer of 'n ek kan nou nie oom se naam onthou nie. De Bruin, né? Nie De Bruin nie. Ek kan nou nie oom se naam onthou nie. Wat het oom gesê daarso? Is 'n geesdrif, ja? Toegewyd en 'n drang. Geesdrif, toegewyd en 'n drang. So nou wil ek vra, het jy 'n passie vir die Here? Het ons 'n passie vir God? Het ons 'n passie vir ons gemeente? 'n Passie vir die koninkryk van God? Het ons 'n passie vir ons skole? As ons bekommerd is oor ons kinders, moet ons kyk waar ons kinders beweeg en waar ons kinders betrokke is, en dan behoort ons te sê, maar ons moet kyk na ons skole. As ons bejaardes bekommerd is, moet ons kyk waar ons bejaardes is. En dit huise en daar waar hulle bly, baie van hulle alleen bly. As ons bekommerd is oor ons gemeenskap, moet ons kyk wie is almal deel van ons gemeenskap en moet ons daarna kyk. En uiteindelik is die rede dat as ons wil hê dit moet goed gaan met ons, moet dit goed gaan met die skole. As ons wil hê dit moet goed gaan met ons, moet dit goed gaan met ons bejaardes. Moet dit goed gaan met die gemeente, moet dit goed gaan met die gemeenskappe om ons. En as ons dit wil hê, en as ons daarvoor wil werk, dan moet ons besef, ek het Magda het ek nou nie gesien vanoggend. Magda was in die week by my. Nou het ons 'n klomp idees van wat ons kan doen en waar ons wil betrokke raak, en veral met die jong mense en die jeug. En ek was by die hoërskool en hulle het 'n paar behoeftes en die laerskool het behoeftes. Die bejaarde huis Teresa het behoeftes. Die gemeente het behoeftes, die Bybelstudie het behoeftes. By The Bridge en Living Waters is behoeftes. En daar's soveel behoeftes en soveel nood dat ons moet besef dat dis nie moontlik vir een persoon om alles te doen nie. En dis nie moontlik vir die kerkraad om alles te doen nie. En ek dink mense moet so ver gaan as om te sê dis nie eers moontlik vir een gemeente om alles te doen nie. Dit is 'n bediening of 'n roeping wat wyer strek as net
individue wat wye strek as een gemeente. Dit is 'n bediening of 'n roeping wat eintlik die hele dorp se mense nodig het om by mekaar te kom. En daarom wil ek weer vra, of wil ek weer sê, as ons wil hê dit moet goed gaan met ons, goed gaan met ons in ons land, goed gaan met ons in ons dorp, goed gaan met ons in die gemeente, dan roep God ons om te werk vir die voorspoed van die gemeenskap. Voorspoed van die skole, voorspoed van die tehuise. En dan wil ek afsluit, nou ek kan nie so dramaties wees soos Martin Luther Jr. King, ja. Ek het ook 'n droom. En ek droom van 'n gemeente waar lidmate liggaam van Christus is. Waar die ene hand is en die ene voet en die ene oog en die ene neus, 'n gemeente waar ons gawes en ons passies kan ontdek en God daarbinne dien. Ek droom van 'n gemeente wat as kinders van die Here opstaan en in die wêreld buite ons betrokke kan wees. Ek droom van 'n gemeente en 'n kerk wat die probleme in die samelewing kan aanspreek, wat die behoeftes wat daar is kan aanspreek, nie omdat ons die water is nie, maar omdat ons mense na daai lewende water kan vat. En ek droom van 'n gemeente wat Christus sigbaar maak oral waar ons gaan. En ek wil nou nooi om net so 'n minuut of 2 net julle gedagtes op God te fokus en bietjie met die Here te praat en te vra, waarna toe roep hy jou? As ons dinge so verkeerd sien, is dit baie keer die Here wat ons oë oopmaak vir dit wat verkeerd is. Ek vra dat jy met die Here sal praat, dat hy 'n passie in jou wek, 'n passie vir hom, passie vir sy mense, en 'n passie vir mense wat hom nie ken nie. Vader, soos ons hier by mekaar kom, dan weet ons dat U ons by mekaar bring. Ons weet dat ons U liggaam is en die gemeente is, en ons weet dat U ons roep en ons ook stuur. Waar ons hierdie week baie gepraat het en gehoor het dat ons moeg is, moedeloos is, dat ons baie keer angs beleef en onsekerheid, wil ons vra, Here, dat U ons krag en ons sterkte sal wees, dat U 'n passie in ons sal wakker maak en 'n energie in ons wakker maak vir dit wat U ons roep, vir dit wat U ons stuur om te doen. Ons vra dat U vir ons sal help om te werk vir die voorspoed van mekaar, die voorspoed van mense wat om ons is en om ons bly, sodat ons ook U goedheid kan beleef. Ons vra dat U ons sal leer hoe om so te leef dat ons U koninkryk sal bou en vestig en U naam sal verheerlik. Dat mense U goedheid sal ervaar en dat daardie goedheid mense na U toe sal trek. Ons weet dat die gemeenskap gebroken is en dat daar baie gesinne ook en families is wat gebroken is. En ons vra dat U ons sal gebruik om
om te vertroos en te bemoedig en te bou, om te herstel, om lief te hê en om te gee, sodat ons uiteindelik U naam kan verheerlik. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En as ons, kom ons doen eers dit. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om U met ons hele lewe te dien en ook met ons dankoffers. Ons dankie dat ons die voorreg het of die vermoë het om by te dra tot U bediening en dit wat U besig is om te doen. Wil U elkeen wat ook gee, wil U hulle seën en ook vir hulle voorsien verder. Ons dankie dat U die een is wat ons in stand hou en ook die kerk in stand hou. En mag ons hierdie fondse gebruik om U koninkryk te bou en U naam te verheerlik. Amen. Gemeente, ons gaan nou die Here dien of antwoord op die boodskap deur saam te sing, laat Here vrede deur my vloei.